Die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika, ook bekend as die Doppers, het tydens sy laaste synodevergadering besluit dat vroue nie meer in die ampt mag dien nie. Dit beteken ook vroue wat as ouderlinge dien, die tuig nou moet neerlê. Ek verwelkom nou 3 vroue om oor die besluit te gesels. Alida Kok is steeds met ons en saam met haar is 'n leraar in die NG Kerk wat as 'n dopper groot geword het, Betty Moderator Blanche. Langs haar is Marie Harris, wat 'n lid van die kerk is. Ek wil vir elkeen van julle vra wat julle reaksie was op hierdie besluit. Marie, met sommer met jou begin. Ek was nie in Suid-Afrika toe ek die besluit gehoor het nie. Ek was in Engeland. Ek was geskok en kwaad, baie kwaad en vir 'n lang ruk baie kwaad en toe het ek hartseer geword. En na ruk het ek besluit, miskien is dit 'n goeie ding dat die sinode nou kerke dwing om 'n besluit te neem. Betty Moderator, en jou reaksie, ek bedoel, jy het groot geword in die Dopperkerk, maar toe het jy besluit om 'n leraar in die NG Kerk te word. Ek weet nie of ek heeltemal verbaas was nie. Aan die een kant omdat ek weet hoe lank baie mense teen dit reeds werk, maar aan die ander kant het ek ook gehoor hoeveel mense vir dekades gewerk het aan spesifiek hierdie vrou in die ampt, en dit het so half gevoel of al daai werk verniet was. Alida, jou reaksie? Dit het vir my deel gevorm van 'n tendens wat mense op die oomblik sien, waar 'n nuwe konservatisme posvat wat dooie regse kategorieë nie kan oorkom nie. En dit klink asof ek nou die net wyd gooi, maar soos wat ons in die vorige segment gesê het ook, dat ons in 'n tyd is waar ons opnuut mag uitdruk en waar grense getrek word. Ek dink mense voel dat daar is vir 'n geruime tyd al word daar nie goed word nie begrens nie. Weet, alles kan maar net gaan. Weet, alles gebeur net soos wat dit moet. En ek dink baie mense, weet, baie mans meen ook dat grense moet vandag getrek word. Maar ek dink nie hulle trek dan altyd die grense op die regte plek nie. Ek dink mense moet ook weet dat hierdie protestantse tradisie in 'n Afrikaner konteks is in vele opsigte al vir 'n geruime tyd van die vroulike gestroop. Ons kan kyk na die Rooms-Katolieke Kerk of die Ortodokse Kerk, waar vroue op 'n manier, daar's 'n vroulike teenwoordigheid daar wat 'n sentrale erkenning kry. Maar 'n protestantse tradisie het dit nie noodwendig altyd nie. En my reaksie was dat die Gereformeerde Kerk het nou die vroulike finaal verwyder uit sy geleedere. Marie, jy het 'n oop brief onderteken waarin daar gepraat word dat hierdie miskien beskou moet word as 'n hiërargiese magsuitoefening. Waarom sê julle so? Omdat die besluite wat deur die sinode geneem is, in die eerste plek nie geneem is deur dit was teen artikel 84 wat die reël bepaal van hoe besluite geneem word in die sinode. Hulle het byvoorbeeld die minderheidsverslag aanvaar en nie die meerderheidsverslag aanvaar nie. Binne die hele tradisie van die Gereformeerde Kerk is die Gereformeerde Kerk is die hoogste gesag in die Gereformeerde Kerk is Christus. En elke kerkraad is autonoom of selfstandig. Die sinode is nie 'n wetgewende liggaam nie. Die sinode is hoogstens 'n meerdere vergadering wat gehou word. Die sinode is verby, daar is nie nou 'n sinode nie. Met ander woorde, daai liggaam het vir 5 dae bestaan en dit bestaan nie meer nie. Volgende jaar as daar weer 'n sinode is, dan is daar weer 'n sinode wat vir 5 jaar bestaan. Ag, vir 5 dae, genadiglik nie vir 5 jaar nie. Vir 5 dae bestaan. Verstaan jy wat dit sê? Met ander woorde, die afgevaardigdes aan die sinode word op 'n bepaalde manier gekies. In die ou dae het daar 'n predikant en 'n ouderling van elke gemeente sinode toe gaan. Die reël is intussen verander dat dan gaan 40 lede uit elke streeksinode, as ek reg is, waarvan 20 predikante mag wees. Met ander woorde, streeksinodes wat baie eiler bevolk is as byvoorbeeld Klasses Johannesburg. Kan nog steeds hulle 40 afgevaardigdes stuur. Dus dit is makliker om 'n konservatiewe stem in te voer as wat dit sou gewees het as die stemmery anders was. En die sinode die reg, daai hele reg wat elke kerk, elke gemeente in die Gereformeerde Kerk het om selfstandig te wees, het hulle genegeer.
Betty Madre, wat is jou argument vir iemand wat miskien na die argument kyk en sê, maar dit is die interpretasie van die skrif en die besluit wat by die synode geneem is en as jy of wie ook al persoon daarmee verskil, kan jy by die NG Kerk aansluit of 'n ander gemeente wat dit miskien sal toelaat? Ek hoor jou Lorenza, maar ek is nie seker wat die vraag is nie. Herhaal net vir my. Net om te sê dat dit is die besluit wat hierdie instelling geneem het. Ja. Na daaroor gedink is, daar gedebatteer is, studie gedoen is van die skrif en as jy nie daarvan hou nie, is jy welkom om die kerk dan nou te verlaat en jou los te maak. Dit bly 'n hartseer saak dat dit die uitkyk is van 'n kerk, want dit behoort nie so te wees nie. Ons as gelowiges behoort tog ruimte vir mekaar te gee om te verskil en hierdie is hoegenaamd nie hoe dit behoort te wees nie. Ek het dit genoem in die artikel en ek sê dit weer, dat hoe hartseer dat randsake op die ou end dit wat randsake oor dit wat waaroor dit regtig gaan in die kollig is. Op die ou end is dit belangrik dat ons verstaan dat as gelowiges is daar iets waaroor ons nooit verskil nie en dit is wat kom ons noem dit eenvoudig deur te sê die geloofsbelijdenis. As jy dit sê, is daai persone is gelowiges. Maak nie saak wat se denominasie nie. En dan kom ons met hierdie dinge wat randsake is en dit word so belangrik dat mense besluit om 'n kerk te los of soos ek sê, die toeskouers wat dan sê Lorenza, kan ek net daarby byvoeg. Wat amper gebeur het, is dat die synode hierdie saak, wat hulle al sedert 1988 bespreek, toe nie 'n besluit kon neem nie, omdat hulle nie op grond van die skrif kon sê, dat dit wel toegelaat word in die Bybel of nie toegelaat word nie. In 2009 het hulle die besluit geneem, ek spring nou 'n paar jaar, het hulle die besluit geneem dat vrouens wel mag diakens word, maar nie ouderlinge nie. Maar daar's baie studies gedoen en 'n hele studiestuk wat die twee standpunte teenoor mekaar sit. Maar die punt is, 'n kerkraad moet self kan besluit watter een van hierdie volg hy, die verskriklike letterlike opname van sekere gedeeltes van die Bybel, of 'n benadering wat die historiese, sosio-historiese gebeurtenisse en dinge van daardie tyd, wat 2000 jaar terug al is, onderhou, of ten minste na kyk. En wat Betty Madre nou net gesê het, hulle het die kwessie van die vrou in diens amper verhef tot 'n belydenissaak. Dit is nie 'n belydenissaak nie. Belydenissake gaan, soos wat sy sê, aanvaar jy die 3 dokumente van eenigheid, aanvaar jy Christus as die hoof van die kerk, en beloof jy as jy 'n amptenaar of dan 'n diens van die kerk staan om hierdie goed te onderhou. Dit is belydenissake. Alida, dink jy hierdie saak behoort in die howe getoets te word, want die howe is tot dusver bang gewees om geloofsake aan te hoor, juis omdat dit so sensitief is. Maar wat is die grondwetlike kwessies? Nee, ek dink nie hierdie is, jy is nie veronderstel om die grondwet of die handves van regte of die menseregte regime te gebruik om 'n saak oor vroueregte te maak in die konteks nie. Weet, en mens kan verskeie redes daarvoor gee, dit het daarmee te maak dat ekskuus, maar die menseregte regime is op 'n manier uitgehol en hy is eintlik ook nie lewenskragtig nie. Die konstitusionele hof het ook reeds in die verlede uitspraak gelewer dat hy is ongemaklik daarmee om op 'n manier op 'n stomp wyse te kom en 'n uitspraak te lewer oor godsdienstige praktyke. Die punt is net wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie. Dit is belangrik om hieroor te praat en dit in krities te wees eens dit, want as ons kyk in ons burgerlike samelewing ook, ons maak so staat op instellings in die gemeenskap om leemtes te vul wat ontstaan omdat die regering nie natuurlik effektief is in die Suid-Afrikaanse staat nie. Dat mens kan ook op 'n manier ook aflei dat hierdie tog dan 'n tendens is of hierdie is iets wat ook dan 'n onuitgesproke steun in die burgerlike samelewing tog moet hê. En dit plaas dan ook vraagtekens op die rol van vroue in politiek, in die gemeenskap, in die burgerlike samelewing. En dit is geweldig belangrik om 'n onderskeid te tref tussen hierdie konservatisme wat regse kategorieë nie kan oorkom nie en 'n oop konservatiewe, 'n skepende konservatiewe gemeenskap en skepende konservatiewe instellings wat letterlik van die lokale af opbeweeg en van die lokale af skepend is en ook van die lokale af
weet wat se ongelooflike bydraes vroue lewer tot instellings en tot die gemeenskap. Betty Madre, watter soort boodskap stuur hierdie nou vir jong vroue wat soos jy geroep voel en wat hulle self nie kan indink dat hulle lewe aan iets anders wy nie, maar wat in die gereformeerde kerk is? Op die ou end dink ek is belangrik dat die wat geroep voel moet voortgaan. Die roeping is nie kerkgebonde nie. Wat hartseer is dat jy dit nie in die kerk waarin jy groot geword het predikant kan wees nie, maar God roep jou. Dit is nie 'n kerk of 'n synode wat jou roep nie. So verseker gaan voort. Dit kom van God om geroep te word. En dit word nie gestop deur, en soos as ek my woorde weer kan gebruik, jy kan vir my nie ontroep nie. Wat gaan verlore wanneer vroue nie toegelaat word om in die ampt te dien nie, in 'n gemeente? Miskien die feit dat 'n mens se integriteit in twyfel getrek word, en dat daar tweespalt in 'n gemeente is, in die kerk in die breë, wat baie hartseer is, want dit is nie die rigting wat ons behoort te beweeg in nie. Daar is gemeentes wat heeltemal anders voel en ek is heeltemal bewus daarvan. Hierdie is nie verteenwoordigend van hoe meeste van die of baie van die gereformeerde kerke voel nie, en daarvan is ek oortuig. Dit is sleg wat besig is om te gebeur, ja. Maar ek wil jou dieselfde vra. Jy is in die kerk. Hoe sal dit vir jou voel as jy moet sit en na 'n preek luister wat deur 'n vrou gelewer word? Ek het al baie na preke luister wat deur 'n vrou gelewer word en dit was vir my 'n baie goeie ervaring. Ek dink 'n vrou is net so bevoeg as 'n man om 'n preek te lewer, om 'n ouderling te wees, om enigiets van die dienste in die kerk te verrig. 'n Vrou is in baie gevalle, baie mense sê ons is emosioneel en ons harte neem oor in al daai tipe dinge. Ek dink nie so nie. Op die ou einde is ons baie keer baie rasioneel en kyk van na dit wat werk. En 'n mens moet baie pragmaties wees, ook op 'n manier. Daar's mense wat hier teen gekant is, maar daar's baie mense wat dit ondersteun. In die brief wat ons geskryf het, het ons binne 2 weke amper 650 handtekeninge gekry van mans en vroue. En ons het wou eers net handtekeninge gehad het van vroue. Die mans het aangedring om te stem. Hulle het ons gekontak en gesê, kan ek asseblief ook my handtekening opsit? Die rede is net, hulle ondersteun dit ook. En dan ek dink dit is so verkeerd dat die Here wat ons almal verlos het en vir almal gesterf het, ewe skielik glo baie mense dan dit die helfte van die kerk die moeite werd is. En dit maak seer. Marie Betty Madre Alida, baie dankie. Na die advertensie sluit minister Willie Oukamp by my aan om oor die vloedskade in die Kreerwiltuin te praat. Ons is nou weer terug.